Kom ons praat vandag oor Jesus. En die rede hoekom ek oor Jesus wil gesels is, want ons is nou hier. Ons is by Palm Sondag. Ons is by die groot begin van Lydingsweek. Ons almal weet wat vir ons voorlê volgende week Vrydag. Dalk miskien gaan jy weg. Dalk miskien is dit 'n lang verwagte vakansie waarvoor jy uitsien. Maar wanneer ons na die gebeure rondom Palm Sondag kyk, dan moet ons vir mekaar in die eerste instansie sê, Jesus het in daardie oomblik wat hy in Jerusalem ingeloop het, vir die skare en vir sy disippels en vir die fariseërs gewys, hy is nie die mens wat ons dink hy is nie. Wat bedoel ek? Jesus kom in Jerusalem ingeloop en hy word toegejuig as 'n koning. Vir die eerste keer in die Lukas Evangelie word dit prontuit gesê, Jesus is die koning, Jesus is die Messias, Jesus in die oë van die mense wat daar sit, wat hom in 'n week se tyd nou gaan verraai, sê, hy is die politieke leier. Hy is die een wat gaan kom om hulle te red van die Romeinse onderdrukking. Maar hierdie koning, hierdie redder van die volk van Juda, kom nie in 'n perd nie, kom nie op 'n perd ingery nie, word nie met soldate vooraf gegaan nie, het nie 'n leiwag wat hom beskerm nie, het nie 'n swaard aan sy sy nie. Is iemand wat omgee vir die armes, is iemand wat omgee vir die weduwees, is iemand wat omgee vir die mense wat uitgestoot is na die rande van die samelewing. En as gevolg van dit, en as gevolg van die feit dat die geestelike leiers van die dag, die dominees van die dag, hom beskou as 'n bedreiging vir die vrede wat hulle bewerkstellig het met die Romeinse bewind, hulle gemaklikheid wat hulle vir hulle self ontwikkel het, beplan na hierdie oomblik om hom te vermoor. En dan in 'n oomblik net om die skare te beheer, in 'n oomblik net om net nie die Romeine te kry om te reageer op hierdie groepering mense wat nou saam staan nie. Sê hulle vir die disippels, hou op, sê hy is 'n koning. En dan sê Jesus vir hulle, as my disippels dit nie sê nie, dan sal die klippe uitroep. En hierin vind ons 'n bevestiging van Jesus se karakter en Jesus se identiteit, maar ook 'n manier hoe ons na Jesus moet kyk. Jesus moet geloof en geprys word. Jesus moet aanbid word. Jesus moet die erkenning gegee word wat na hom toe kom as gevolg van die feit oor dit wat hy oor Paasnaweek gedoen het. Hy het die sonde van die wêreld op sy skouers geneem. Hy het die dood in die gesig gestaar. Hy het die dood vir ewig en vir altyd oorwin, sodat ons in 'n verhouding met die almagtige Vader kan lewe. Die beste ding is, as ons dit nie doen nie, as ons nie Jesus Christus se verandering gaan uitleef nie, as ons nie Jesus Christus met ons in ons harte gaan leef nie, dan sal die skepping dit doen. Sal die skepping vir ons wys wie
is ons heerser, sal die skepping vir ons sê, na wie toe ons moet gaan. Nou wil ek 'n laaste ding sê. Want ek dink, dit is waaroor Palm Sondag so groot ding is in ons Christelike tradisie. Jesus was en is en sal nooit wees wat ons verwag nie. En hoe vinniger ons dit besef, en hoe vinniger ons dit aanvaar, en hoe vinniger ons dit uitleef, gaan God vir ons 'n wonderlike misterie bly, wat ons moet loof en prys. Die Here kan nie, en mag nie, en sal nie in 'n boksie gedruk word nie. Hoekom wil ons dit al ewig doen?